In Handelinge 8 van vers 26 in die 53 vertaling lees ons aangaande die hofdienaar waar Filippus gestuur was deur die engel om hierdie Ethiopiese hofdienaar te besoek op sy eensame pad terug waarvanaf hy by die tempel gaan bid het in Jerusalem en waar hy nou teruggereis het na die area waar hy homself woonagtig gevind het en waar hy op sy waar gelees het uit die Ou Testament en uit die profeet Jesaja en dus hy lees min of meer uit Jesaja 53 vers 7 waar hy onder andere die volgende lees en die hofdienaar lees soos volg. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, dit is nou Jesus die verlosser, terwille van ons ongeregtigheid, dit is nou van Israel, is hy verbrysel die straf wat vir ons die vrede aanbring. Israel is in verstrooiing, Israel is nog steeds onder die wet, en wie doen nou versoening vir die sondes van Israel in hulle verstrooiing? Die lam wat geslag word, en hier beskryf Jesaja hierdie lam wat gestuur sal word as redding vir die volk, en in ons lees verder in vers 5, die straf wat vir ons vrede aanbring, naamlik Israel, was op hom en deur sy wonde het daar vir ons, dit wil sê Israel, die verstrooides van Israel genesing gekom. Vers 6. Ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die geregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hierdie hom wat van gepraat word is die lam wat geslag is vir die sondes van Israel. Soos wat dit in 1 Matteus 21, Matteus 1 vers 21, en jy sal 'n seënbaar en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En ons lees in Matteus 2, en jy Bethlehem, land van Juda, is volstrek nie die geringste onder die vorste van Juda nie, want uit jou sal 'n leidsman voorkom, wat vir my volk Israel, mense, vir my volk Israel, 'n herder sal wees, die herder en die skape. En as ons teruggaan na Jesaja 53, dan lees ons dan ook in Jesaja 53 vers 6. Maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Ons almal het gedwaal soos skape. So ons dwaal soos skape. Dit is nou Israel wat dwaal, en dat die herder wat in Matteus 2 vanaf vers 6 vir ons sê, dat hy sal vir sy volk Israel 'n herder wees vir die skape wat op die dwaalweg is. En soos wat ons dan nou lees aangaande hierdie skape wat op die dwaalweg is, lees ons dat Jesus hulle by naam noem in Matteus 15 vers 24. En Jesus antwoord die Kanaaniet in Matteus 15 vers 24, maar hy antwoord en sê, ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. Met ander woorde, ons lees die profeet Jesaja in Jesaja 53 aangaande die feit dat Israel in vers 53, Jesaja 53 vers 6, ons almal het gedwaal soos skape, maar hierdie skape kry nou 'n herder soos in Matteus 2 beskryf word, en dat Jesus in Matteus 15 vers 24 uitbrei op daardie verlore skape, die skape wat hy dan nou beskryf as die verstrooides van Israel. Die verstrooides van Israel. En ons lees aangaande die verstrooide aard van Israel in Romeine 11 van vers 25. Want ek wil nie die broeders dat julle hierdie verborgen nie weet nie, sodat julle nie eiwys mag wees nie, dat die verharding van ten dele oor Israel gekom het, totdat die volheid van die heidene ingegaan het. Met ander woorde, die verheidense Israel wat weer uit daardie verheidenste aard van hulle bestaan moes uitkom ten tye van Jesus se prediking in Jerusalem, waar hy die evangelie uitgestuur het aangaande hierdie Israeliete wat verheidens was, en waar ons al reeds vandag 2000 jaar later onsself bevind, waar reeds al die heidens verheidense Israel aangespreek is. En soos ons sien, is Filippus besig om vir hierdie Ethiopiese hofdienaar wat 'n verlore Israeliet is, 'n verstrooide Israeliet wat gaan aanbid by die tempel in Jerusalem, en hy lees nou uit die perkamente, die boekrol, en ons moet verstaan dat boekrolle in daardie dae 'n rare item was. Dis nie soos vandag waar ons elkeen met die uitvinding van die drukpers in die 14de eeu, waar elkeen bevoorreg is om 'n kopie van die woord in sy besit te hê nie. Nee, hierdie hofdienaar was 'n edele man, hy was 'n geleerde mens in vergelyking met die res van die bevolking wat waardig was om hierdie boekrol in sy besit te wees en om te kon lees daaruit en om te sien na hierdie boekrol wat 'n baie skaars artikel was. Lees hy dan op sy wa en hy lees voor aan Filippus die stukkie gedeelte van die skrif wat hy besig was om te lees in vers Handelinge 8 vers 32. Wat hy besig was om te lees was dit: soos 'n skaap is hy gelei om geslag te word, soos 'n lam wat stom is voor hy die een wat hom skeer, so maak hy sy mond nie oop nie, in sy vernedering is sy oordeel weggeneem, en wie sal sy geslag beskryf, want sy lewe word van die aarde weggeneem. En ons verstaan nou dan daaruit dat hierdie Ethiopiese hofdienaar hierdie verstrooide Israel, want ons moet verstaan dat Israel en Juda, Israel die 10 noordelike stamme en Juda die 2 suidelike stamme, is al reeds vergesamentlik bykans 800 jaar verstrooid. Eerstens die 10 stammeryk van Israel, by naam Israel, na Assirië in 800 voor Christus. Daarna het die Babyloniese koning die suidelike stamme, die 2 suidelike stamme in ballingskap weggevoer na Babylonië, min of meer 400 voor Christus. En ons weet dat vir Israel en reeds 800 en dan vir Juda vir reeds 400 jaar voor Christus, ten tye van Jesus se wandel op aarde, was hulle verstrooid. Hierdie man, hierdie Ethiopiese hofdienaar, is al die hoeveelste generasie, die 5de, die 6de generasie vanaf die ballingskap, sonder die belofte, in verstrooiing. Hulle kom nog steeds op hulle pelgrimsreis terug na Jerusalem om te aanbid in die tempel. Ons moet onthou dat die Allerhoogste bevat op hierdie stadium nie meer die gerubs en die altaar nie, die ark
met die 10 gebooie is nie meer daar nie. Dit is verwyder met die inval van die Babyloniese heerskappy in 400 voor Christus waar by die Babyloniese koninkryk Juda weggevoer het in ballingskap. Juda, die suidelike twee stamme wat in beheer was van Jerusalem en dan ook in beheer van die tempelampte, die Levitiese dienste, is die ark wat die teenwoordigheid van God bepaal het, is weggeneem. So ons praat nou 400 jaar later en hier is hierdie verstrooide Israeliet, heel moontlik uit die twee suidelike stamme van Juda, op pad om te gaan bid by die tempel en waar hy die boekrolle in sy besit. Nie sommer enige persoon kan besit wees in die boekrolle van die autentieke tye van Israel, soos wat dit bepaal was onder die wette van die Ou Testament nie. Die wet en die profete was slegs op Israel van toepassing en ons sien dat hierdie man wat 'n verstrooide Israeliet was in die omgewing van Ethiopië, lees uit die boek van Jesaja en hy lees dan spesifiek uit Jesaja 53, die profeet Jesaja. En Filippus verduidelik dan vir hom hoe dit daarop uitsien, hoe die profesie uitsien op Jesus Christus. Daardie spesifieke profesie het te doen met die verlosser. 'n Verlosser wat gestuur is vir hierdie verstrooide Israeliet en dit moet seker vir hom 'n blye boodskap gewees het. Nou ja, soos ons weet, lees die Ethiopiese hofdienaar, naamlik die verstrooide Israeliet, in Jesaja 53, aangaande die lam wat stom is en wat aanvaar dat hy geoffer sal wees. En ons weet dit het betrekking op die verlosser wat vir Israel gestuur word, soos dit in Matteus 1 en 2 vir ons gegee word, waar ons lees in Matteus 1 vers 21, en sy sal inseenbaar, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos, naamlik Israel. En ons lees in Matteus 2 vers 6, want uit jou sal 'n leidsman voorkom wat vir my volk Israel 'n herder sal wees, vir my volk Israel 'n herder sal wees. Die verstrooide skape van Matteus 15 vers 24 is die verlosser, naamlik Jesus Christus as die herder, en ons weet dat die Ethiopiese hofdienaar lees die profesie aangaande hierdie verlosser in Jesaja 53, waar dit projekteer op Jesus wat nou gekom het as verlosser op daardie stadium waar Jesus sopas sy lewe afgelê het vir sy skape. Nou ons weet dat die wêreldraad van kerke gedurig deur misbruik maak van handelinge aangaande die Ethiopiese hofdienaar om te verduidelik dat hierdie man was dan nou 'n swart man wat dan nou in die hedendaagse verligte wêreld 'n verlore Israeliet is en almal is gekrenk in hulle harte om te weet hoe wonderlik is dit nou dat hierdie swart man nou homself in die midde van die geslagte van Israel vind met 'n boekrol in die hand, uit die aard van die saak, wat in absolute leuen is. En ons lees hierso in Job 16 vers 16, my gesig het rooi geword van geween en oor my ooglede is daar 'n doodskade weer. So, die karakteristieke van 'n Israeliet in die historiese konteks was dat hulle kon bloos, hulle kon rooi bloos. Hierdie swarte kan nie bloos om sy lewe te red nie. So, dit was bloot eenvoudig nie 'n swarte nie. En ons lees verder. Ons lees in Psalm 34. Hulle het hom aangesien en gestraal van vreugde en hulle aangesig hoef nie rooi van skaamte te wees nie. Om rooi van skaamte te wees, om te kan bloos, is 'n blanke eienskap. Die Israeliete in die historiese konteks was blank mense. En in Psalm 35 vers 4, laat hulle wat my lewe soek, dit wil sê Saul wat vir Dawid agtervolg het, 'n mede-Israeliet, laat hulle wat my lewe soek, beskaamd staan en in skande kom. Laat hulle wat my ongeluks beraam agteruitwyk en rooi van skaamte word. En ons lees verder in Psalm 40 vers 15, laat hulle wat my lewe soek, dit is nou Saul wat vir Dawid agtervolg, tesame beskaamd staan, rooi van skaamte. En ons lees in Psalm 51 vers 9, ontsondig my met hyssop, dat ek kan rein wees, was my, dit wil nou sê met water en seep, dat ek witter kan wees as sneeu, blank mense, blank. En ons lees verder, Hooglied van Salomo 1, en ons lees Hooglied 1 vers 6. Hierdie dame sê aan die dogters van Israel, moenie na my kyk omdat ek bruinerig is nie, omdat die son my verbrand het. 'n Blanke kan bruin brand, dit is wat ons noem 'n tan. Die seuns van my moeder was toornig op my, hulle het my aangestel as oppasser van die wingerd. Hulle het my lag in die hutte laat staan. Die tipiese rassistiese blanke eienskap van Israel, mense. En ons lees Hooglied 5 vers 10, my beminde is skitterend wit en rooi, en uitnemend as 10.000. En ons lees verder in Jesaja 29 van vers 22. Jakob sal nou nie meer beskaamd staan nie, en nou sal sy aangesig nie meer bleek word nie. Dit wil sê, om bloed uit die gesig uit te laat vloei, is om bleek te wees, mense. Nog 'n blanke eienskap. As hierdie Ethiopiese hofdienaar swart was, sou hy die aard van die saak nie kon bloos om sy lewe te red nie. So ons weet met wie Filippus op hierdie verlate pad te doen gehad het. Dit was niks anders as 'n verstrooide Israeliet, soos wat ons verduidelik het, dat Israel en Juda, die twee koninkryke alreeds gesamentlik vir 800 jaar in verstrooiing was, en hierdie verstrooide Israeliet was op pad na die tempel in Jerusalem om te gaan bid, en uit die aard van die saak was hy in besit van 'n boekrol wat in die Ou Testamentiese konteks net aan Israel behoort het.